Kom ons sit net so, dan maak ons oë toe en dan bid ons saam. Ons almagtige God, Hemelse Vader, Here, U is die Alfa en die Omega, die begin en die einde, die eerste en die laaste, die een wat is en wat was en wat kom, die Almagtige. Here, ons dankie en ons loof en prys U dat ons as U kinders ook vandag weer hier in U huis in U teenwoordigheid bymekaar kan kom. En Here, dat ons ook hier weer opnuut kan leer wie U is, hoe U Uself in die besonder aan ons deur U woord bekend maak. Here, dat ons daardeur ook kan besef wat U wil vir ons lewens is en ook hoe ons moet leef om ook die lof en die eer en die heerlikheid wat U toekom dan ook aan U te bring. Maar Here, nie net maak U Uself aan ons deur U woord bekend nie, maar ons weet ook U maak Uself ook aan ons bekend deur U skepping. Here, waar die seisoene verander daar buite, waar die wind waai, wil ons dan ook vra, Here, gee dat ons ook sal besef dat U is in beheer. U is die koning van die konings wat ook reg en goed regeer, soos wat alles ook in die groot verlossingsplan vasgestel is. Maar vanmôre wil ons dan vra, Here, maak dit stil in ons harte, gee dat ons werklik sal hoor, sal luister, sal konsentreer wat U vir ons wil sê, en dat ons ook hierdie woord ons eie sal maak, en dat dit in ons lewens sal gaan uitleef, sodat ons daardeur die eer aan U kan bring. En daarom vra ons, spreek nou tot ons, Here, want ons U kinders wil graag luister. En ons bid dit alles as dit U wil is, in U groot en heilige naam, in die naam van Jesus Christus. Amen. Goed, so ons werk met Psalm 2 vanmôre, en soos ek gesê het nou vooraf, die opskrif van Psalm 2 is die stryd en oorwinning van die Messias ryk. So onmiddellik, wanneer ons dit hoor, Jesus Christus is natuurlik die Messias. Messias beteken die gesalfde ene, en miskien kan ons ook sê God se verteenwoordiger. Dan sê ons onmiddellik vir mekaar, hierdie is ook 'n messiaanse psalm. Nou daar is sulke psalms spesifiek wat na Jesus Christus toe wys. Psalm 22 is nog so ene. En hierdie is ook 'n messiaanse psalm wat spesifiek ook na Jesus Christus bewys. En die wonderlike ding daarvan, as ons dit net so vinnig vir mekaar kan vertel, is hoekom is dit so spesiaal? Want onthou, wanneer is die psalms geskryf? Die psalms is geskryf honderde jare voor Jesus Christus mens kom word het op aarde. So dis hoekom, miskien kan mens ook sê, dis profetiese psalms, want dit is die ding, Christus word al in hierdie psalms voorspel lank voordat hy op aarde was. En dis wat hierdie messiaanse psalms uiteindelik so spesiaal maak. Maar goed, kom ons lees Psalm 2, hy 12 verse, kom ek lees dit vir ons saam daarvan vers 1 af. Ons lees daar, waarom woel die nasies en bedink die volke nietige dinge? Die konings van die aarde staan gereed en die vorste hou saam raad teen die Here en teen sy gesalfde en sê, vir die gesalfde hier is tipies die verwysing na die Messias, na Jesus gesalfde met hoofletter. Laat ons hulle bande stikkend ruk, so sê die konings van die aarde nou. Laat ons hulle bande stikkend ruk en hulle toue van ons afwerp. Hy wat in die hemel woon, lag. Die Here spot met hulle. Dan sal hy hulle aanspreek in sy toorn en in sy grimmigheid sal hy hulle verskrik. Ek tog, so sê God nou, ek tog het my koning met 'n hoofletter gesalf oor Sion, my heilige berg. Ek wil vertel van die besluit. So ons sien hier, alles is deel van God se groot verlossingsplan, sy groot raadsbesluit. Vers 7, ek wil vertel van die besluit. Die Here het aan my gesê, U is my seun. Vandag het ek self U gegenereer. Gegenereer beteken gemaak. So in 'n sekere sin, sien ons nou ook hier, ja, dis die psalmdigter, maar dis eintlik die Heilige Gees wat deur die psalmdigter praat, en eintlik as ons hier sien wat gebeur, dan besef ons ook hier in verse 6 en 7,
wat ons teksverse is, dat hierdie is eintlik God self wat hier aan die woord is. En dan sê vers 8, eis van my, en ek wil nasies gee as u erfdeel, en die eindes van die aarde as u besitting. U sal hulle verpletter met 'n ysterstaf, u sal hulle stikkend slaan soos 'n erdepot. Wees dan nou verstandig o konings, laat julle waarsku o regters van die aarde, dien die Here met vrees en juig met bewing. Kus beteken soen, kus die seun weer hier met 'n hoofletter, dat hy nie toornig word en julle op die weg vergaan nie, want gou kan sy toorn ontvlam. Welgeluksalig is almal wat by hom skuil. So eintlik, as mens begryp wat hier eintlik staan, in die groter sin, in die verwysing hier na Jesus toe, al reeds honderde jare voor hy as mens gebore is op aarde, wil ek amper sê, dan staan mens maar net in verwondering. So ons teksverse is verse 6 en 7, kom ek lees hulle weer vir ons. Hier in verse 6 en 7 lees ons dan, ek tog het my koning gesalf oor Sion, my heilige berg. Ek wil vertel van die besluit. Die Here het aan my gesê, u is my seun, vandag het ek self u gegenereer. So ek tog het my koning gesalf oor Sion, my heilige berg. Nou ja, ons werk met hierdie tema van berge, en nou het ons by die psalms gekom, en nie noodwendig in kronologiese volgorde nie, van die psalms gebeur voor van die gedeeltes wat ons al reeds behandel het, en ander gebeur na. Dis nie vir my vanmôre so belangrik nie. Wat vir my belangrik is ons gaan nou ook in 'n sekere sin op berge fokus. Ons is besig met 'n reeks oor berge, en nou gaan ons in die psalms in, en ons gaan nou binne die psalms ook op berge, soos 'n tipe van 'n mini-reeks binne die psalms wat ook gaan oor berge. As ons net weer kan vir mekaar sê, wat het ons al tot hier gesien, net so vinnig en kortliks as inleiding ook. So, ons het geëindig met Elia se storie verlede Sondag, en in 'n sekere sin sê party mense, dis nie noodwendig op 'n hoë noot nie, hy was in hierdie depressie, maar wat belangrik was, is hy het voor God gestaan, en ek wil weer daarop wys hier in Psalm 2, en hier in Psalm 2 sien ons dat in die eerste vers al word gevra, waarom woel die nasies en bedink die volke nietige dinge, en dan sê vers 2, die konings van die aarde staan gereed. Nou, hier beteken dit, hulle is gereed om oorlog te maak teen God, maar in die woordjie staan wil ek ook raak sien, dat ons iets moet sien. Ons het vir mekaar gesê, Elia is die man wat voor God staan, dis soos hy homself van ons voorgestel het, en ons moet onthou, ons almal staan voor God, God sien alles, God weet alles, soos ons nou hier in ons teksvers in vers 7 ook gelees het, alles is deel van God se groot verlossingsplan. So, ek wil weer daarop wys, maar dan tog aan die einde het ons gesien, dat ten spyte van Elia se swakheid, as ons nou so 'n bietjie terug onthou na omtrent laas jaar, hierdie tyd het ons ook hier reeks oor Elia gedoen, en ons het gesien die uiteinde van Elia se lewe is, hy word tog opgeneem in die hemel met die 4 perde wa, as ek dit so kan beskryf. So, die vraag eintlik, hou nou asseblief saam met my kop, die vraag wat ek wil hê ons moet vra, is, wie mag staan op die berg van die Here? Of ons het nou gepraat oor staan, miskien moet ons begin deur te sê, wie kan werklik staan voor God? Of as ek dit 'n stap verder kan vat en met ons tema verbind, wie mag staan op die berg van God? En ek dink nou tipies terug aan Exodus. Onthou, toe ons in Exodus oor die 10 gebooie gelees het, en oor die kosmiese berg ook gepraat het, moes Moses die volk waarsku en sê, moenie op die berg opkom nie, want God se heerlikheid sal julle verteer. So wie mag staan op die berg van God? So dis die vraag wat ek wil hê ons moet vanmôre vra. En dan het ons gesien, Moses was so half, toe ons daaroor gepraat het by die berg Sinai, was Moses die teenwoordiger van die wet. En as ons die wet verder vat, dan praat ons ook van die wetboeke. So Moses verteenwoordig die eerste 5 boeke van die Bybel, Genesis, Exodus, Levitikus, Numeri, Deuteronomium.
En Elia is nou die tweede persoon waarmee ons ook gewerk het weer. Hy verteenwoordig in 'n sekere sin die profete. Hy is een van die profete wat die mees prominentste rol speel wanneer ons oor die profete praat. En ons kan ook dalk verder as dit gaan en ons kan sê, tussen Moses en Elia was daar ook Dawid gewees en Salomo natuurlik, en miskien Dawid verteenwoordig ook die konings. Maar wat is die algemene prentjie wat ons van hulle almal in 'n sekere sin kan sê? Moses miskien die beste van hulle almal aan die einde, maar hulle almal het gefaal. Hulle was nie goed genoeg nie, so die uiteinde waarby ons wil uitkom is om te sê, eintlik mag nie een van hulle op die berg van God staan nie. Hulle is nie goed genoeg nie, dan wil ek amper sê, as hulle nie mag staan nie, dan moet ons vir onsself sê, maar ons mag beslis ook nie staan nie. Maar wat hier belangrik is wat ons in 'n sekere sin moet sien, veral as ons nou geëindig het met Elia, verlede Sondag, vir wie God gesê het, gaan kryf jou 'n opvolger, en gaan salf nog konings. Ek is nie klaar met jou nie, maar so half die gedagte soos wat ons bespreek het, party mense sien dit so, jy is nie meer lus om dit te doen nie, so nou kry ek ander om dit in jou plek te doen. Moet ons dit so sien dat, en tog soos ek sê, is Elia opgeneem in die hemel, so miskien moet ons dit so sien, dat hoe God mense sien, is hoe hulle op hulle beste oomblikke, of op hulle beste dag is. So God sien jou soos wat jy op jou beste dag is. God sien jou net wanneer jy, of hy sien jou nie net dan nie, maar hy sien jou soos wat jy in jou kosmiese bergtop oomblikke is. Daardie oomblikke van klaarheid en duidelikheid wat ons het. Ek wil amper sê, wanneer ons, God is altyd by ons, hy sê vir ons, ek is altyd by julle, die Heilige Gees woon altyd in ons harte, maar tog vir ons as mense is daar momente in ons lewe, ek noem dit daai bergtop oomblikke, wanneer dit vir ons voel, God was op daai oomblik nader aan my gewees, ek het daar God se teenwoordigheid in die besonder gevoel, dis daai ontmoeting op die bergtop tussen hemel en aarde, en God sien ons uiteindelik so, as ons in daai bergtop oomblikke is, en hoekom is dit so, ek wil so half amper dit verklap, dis omdat hy ons nie sien vir wie ons is nie, maar hy sien ons vir wat Jesus vir ons gedoen het. Maar soos ek sê, ons is so, ons beleef gereeld in ons lewens bergtop oomblikke, maar hier's die snaakse ding, ons is maar net soos Moses wat kwaad geraak het, en wat nie altyd die regte ding gedoen het nie, al was hy bereid om homself oor te gee, ons is maar net soos Dawid, wat maar weer en weer sondig, ons is maar net soos Elia, wat depressief raak en wil oorgee en wil selfmoord pleeg. Maar die lank en die kort is, wat ek wil uitwys ook, wat ek wil amper sê my verstand te bowe gaan, is ons bereik bergtop oomblikke, en tog, nadat ons daai oomblikke bereik het, dan val ons weer, dan kry ons weer daai oomblikke, en Elia is seker die beste voorbeeld daarvan, hy het hierdie bergtop oomblik, wanneer hy al hierdie Baal profete verslaan, wanneer hy God se vuur van die hemel af neerroep, en dan gaan slag hy al die Baal profete, en tog na hierdie hoogtepunt, dan val hy daarna, en doen ons nie ook dieselfde nie, is dit nie maar 'n siklus by ons wat ook kom en gaan, ons het hierdie bergtop oomblik, ons groei en ons is sterk in die Here en ons beleef sy nabyheid in die besonder, maar dan daarna, dan val ons maar weer in die son en ons is weer moedeloos. En soos ek sê, eintlik in 'n sekere sin behoort dit mos nie so te wees nie, as ons mos die bergtop oomblik bereik het, dan behoort ons daar te bly, maar tog, soos Adam en Eva van ouds, val ons maar weer. En daarom, dis eintlik deel van ons tema, wat dit vir ons leer, is ons klim boontoe, is nooit verby nie, ons moet nederig bly, ons moet nooit dink ons het gearriveer, ons het bo aangekom nie, maar ons moet bly klim en ons moet die berg bly bestyg, sodat ons, hoe hoër ons is, nader aan God kan wees, maar ook klaarheid kan hê en duidelikheid van die wêreld wat voor ons en agter ons lê. So wat ek eintlik ook wil sê as afsluiting van hierdie gedagte is dat ons moet verstaan, ons dink soms ons is bo, maar ons is eintlik nog nie bo nie. God sê vir ons, jy het nog baie om te groei. My verlossingsplan, hierdie plan waarvan hy in ons teksvers hier in vers 7 gepraat het, is nog lank nie klaar met jou nie. Hy het vir Elia gesê, ek is nog nie klaar met jou nie, ek het nog 'n doel vir jou lewe, totdat ek besluit is klaar, dan is dit klaar, en as dit klaar is, dan sal ek jou opneem in die hemel. Dis wat met Elia gebeur het.
Maar goed, as ons dan terugkom by die psalms, ons het gesê ons gaan nou fokus op die psalm self. Ek wil net kortliks begin by Psalm 1. Psalm 1 is seker een van die bekendste psalms. Moenie sit in die kring van die spotters nie. So begin hy, geluksalig is die man wat nie sit in die kring van die spotters nie, en so gaan hy aan. Ons ken hom. Wat die psalm in 'n kort opsomming sê, Psalm 1 sê, die persoon wat God se wet dag en nag oordink, hy is, met ander woorde, wat ook binne God se wet leef. So ons kan dit tipies vir onsself vandag sê, die wat uit dankbaarheid, omdat hulle besef wat Jesus vir hulle gedoen het, lewens van dankbaarheid leef, deur te poog om God se wet te onderhou. So dis wat Psalm 1 sê, die wat God se wet dag en nag oordink, is soos 'n boom wat by waterstrome geplant word en sal groei en sal vrug dra. Want 'n boom wat langs die water staan, het altyd water, so hy groei, hy dra vrug. En dit verwys ook natuurlik vir ons na die boom van die ewige lewe, wat by die fontein van die ewige lewe, in die ewige lewe staan. So dis in 'n kort mate of in 'n kort opsomming wat Psalm 1 sê. En Psalm 2 is dan 'n komplementêre psalm wat daarbey aansluit, maar wat dit op 'n ander manier sê, en natuurlik soos ons nou gesien het ook 'n messiaanse psalm. So wat Psalm 2 in 'n sekere sin ook doen, wat ons moet sien is, onthou die psalms is alles gedigte, dis poesie wat vir ons voorgelê het. Miskien kan ons dit ook sien, dis soos 'n verhoogspel wat hier voor ons afspeel. Nou nie altyd nie, maar by sommige verhoog blyspelle, kom ons noem dit maar so, verhoog opvoerings, wat by hulle gebeur is, partykeer, en dis partykeer deel van die advertensie, en ek sal nou daarna toe terugkom, is daar 'n tipe van 'n voorspel. Dis ek wil amper sê soos 'n voorprent, wat ons partykeer kry vir die flieks wat ons ook wil kyk. Dis so 'n vinnige kort opsomming van die hele fliek. En dis in 'n sekere sin wat in Psalm 1 en 2 ook gebeur. Maar dan as ons terugkom na Psalm 2 toe, is Psalm 2 ook in die besonder, nie net 'n voorspelling van alles wat gaan gebeur nie, met ander woorde is 'n messiaanse psalm, het verwys na Jesus wat ons koning is, wat vir ons gaan kom sterf, wat vir ons gaan oorwin, wat ons vry maak binne sy groot verlossingsplan. Maar dis ook propaganda. Nou propaganda is natuurlik advertensie. So dis ook propaganda vir die Messias ryk. Dis wat Psalm 2 ook in die besonder is. Dit vertel van hierdie magtige koning. Dit begin met die vraag, waarom woel die nasie so? En hoekom is die nasies oproerig teenoor God? En as ons nie maar weet daar vandag nie. Die konings van die aarde lyk nou net anderster, maar die aarde is teen God. Hulle is oproerig teen God. Alles wat Christelik is, alles wat Bybels is, moet op sy kop gedraai word en omver gegooi word. So die vraag is, hoekom woel die nasies teen God? Hoekom is hulle opstandig teen God? En dan het ons nou gesien, hier in Psalm 2, van vers 4 tot 6 af, word God vir ons geskets as die koning wat eerstens in vers 4 in die hemel is, so hy is die groot en almagtige, hy is in die hemel op die kosmiese berg, en hy sit op sy troon, dit het vers 6 nou ook vir ons beskryf, sy heilige berg, soos dit vir ons beskryf word, en hy regeer van daar af, en hy is almagtig, so hulle bedink planne teen hom, maar wat het ons hier in Psalm 2 gelees? God lag vir hulle, want wat die mens bedink, en die grootste, magtigste konings en vandag heersers op aarde, hulle is nietigheid in God se oë, want God is groot en almagtig, hy is die skepper van alle dinge, nie net van mense nie, nie net van die aarde waarop ons woon nie, maar van die hele sonnestelsel waarvan ons maar 'n druppeltjie in die emmer of 'n korreltjie sand in die seestrand is. So God lag vir hulle, want dis eintlik die punt. Hulle bedryf bose planne teen God. God lag vir hulle, want hy sê, ek regeer van my heilige berg af as die koning van die konings, en alles sal binne my groot verlossingsplan geskied. Maak nie saak wat julle dink julle kan bereik of wat julle probeer bereik nie, maar ek is in beheer. So dis wat vir ons hier geskets word, en hier is weer 'n driespeling. Ons moet raak en ons het eerstens het ons vir God se vyande wat op aarde is. Dan het ons vir God in die hemel, en ons sê nou nog heeltyd berge is die ontmoetingsplek tussen hemel en aarde. So dan stuur God sy teenwoordiger met 'n hoofletter, die Messias in hierdie geval, Jesus met ander woorde,
na die heilige berg toe wat die ontmoetingsplek is. En hierdie heilige berg is nie sommer net enige berg nie, dit word hier genoem, dit is Sion. En ons het nou al baie met Sion as berg gewerk, maar wat ons moet raak sien, is die aarde is boos, die aarde bedryf planne teen God, en God het 'n plan. En wat is God se plan en God se oplossing? Dis om sy verteenwoordiger, sy Messias, te stuur, om vanaf Sion, die ontmoetingsplek dan in 'n sekere sin, tussen hemel en aarde, te kom regeer, te kom oorheers. Maar daar's verdere dieper betekenis ook. Sion, ek weet nie of het ek dit al gesê in hierdie reeks nie, maar die woord Sion in Hebreëus beteken rots. En ek dink dit het ek al gesê, maar Christus is die rots. Paulus maak dit in die Nuwe Testament duidelik. Hy skryf daar in 1 Korintiërs 10 verse 1 tot 4. Kom ek lees dit vir ons al 4 verse om die geheelbeeld te gee, maar hy skryf daar en hy praat van die Nuwe Testamentiese mense wat moet leer uit die verlede uit by die Ou Testament. Hy sê, want ek wil nie hê broeders dat julle nie sou weet nie, dat ons vaders almal onder die wolk was en almal deur die see deurgegaan het. Hy praat van die Israeliete wat in Egipte was, deur die Rooi See getrek het in die wolkkolom en die vuurkolom het hulle gelei. En almal in Moses gedoop is in die wolk en in die see. En almal dieselfde geestelike spys geëet het, wanneer hy praat van die manna, die brood uit die hemel uit, en almal dieselfde geestelike drank gedrink het, want hulle het gedrink uit 'n geestelike rots wat gevolg het, en die rots was Christus. En dis die belangrike ding wat ek hier wil uitwys. So hy sê, Christus is die rots. So wat ons nou moet raak sien, die ontmoetingsplek van hemel en aarde word genoem eerstens hier in ons teksvers die heilige berg. En die gesalfde Messias, die koning, regeer vanaf hierdie heilige berg. Maar wat ons moet raak sien, is hy regeer nie net vanaf die heilige berg nie, hy is ook die heilige kosmiese berg. So Jesus Christus is die kosmiese berg, soos wat die berg verteenwoordiger is van die ontmoetingsplek tussen hemel en aarde. Dis wat ons hier moet raak sien. Jesus is die ontmoetingsplek tussen God en die mense op aarde. Hy is wie ons by God bring, wat ons by mekaar bring. Hy is die een wat dit moontlik maak om uiteindelik voor God te kan staan. Onthou die vraag wat ons vra is, wie mag voor God staan? Wie mag op God se heilige berg staan? Jesus is die een wat dit vir ons in 'n sekere sin moontlik maak. So hy kom staan tussen ons en God, hy kom regeer van sy kosmiese berg af, maar hy is ook die kosmiese berg. So wat sê ek ook daarin? Ons bergklimstryd moet ook 'n daaglikse soeke wees, om in 'n sekere sin vir Jesus te klim, omdat hy die berg is. Met ander woorde, ons moet meer en meer weet en leer, wie is hy, en wat verwag hy van ons lewens, en wat het hy vir ons gedoen, en hoe behoort ons daarom te reageer? Hoe moet ons antwoord? Maar goed, kom ons kom vir 'n oomblik net terug. So, Dawid, ons praat van Sionsberg nou nog steeds, en die kosmiese Sionsberg. Wat belangrik is wanneer ons daaroor praat ook is, onthou Dawid het op hierdie berg, nadat hy die dorsvloer mos gekoop het, ons het daarvan gelees, het hy 'n offer gebring aan God, daar op die berg, hy het 'n altaar gebou, en is dieselfde plek, hierdie Sionsberg, waar Abraham natuurlik ook bereid was om vir Isak te offer, maar ons het vir mekaar gesê, dit gaan nie oor, hy is bereid om vir Isak te offer, dit gaan eintlik daaroor, dat hy was bereid om homself totaal oor te gee aan God, en totaal op God te vertrou, want God het vir hom gesê, jou nageslag sal soveel wees soos die sterre van die hemel en die sand van die see. Nou gee God vir hom een kind, en nou sê God vir hom, ek wil daai kind van jou af wegneem, maar hy het totaal en al homself oorgegee aan God en op God vertrou. So dit was die belangrike wat by Abraham gebeur het. En dan uiteindelik wil ek jou, ons moet nog verder terugspring van Dawid, Abraham, Adam en Eva. Wat ons moet raak sien in konteks van Psalm 2, is dat in 'n sekere sin, soos wat die Messias op hierdie kosmiese berg Sion regeer, was Adam en Eva ook regeerders op die tuinberg, in die paradys. Maar hulle het maar net soos almal na hulle, geval in die sonde, hulle het geval, en daarom is hulle uitgeskop
En daarom moet ons almal nou uiteindelik opklim. En as ons dan weer van Adam en Eva af vorentoe beweeg, dan kom ons weer terug. En Moses was weer op die berg gewees en die sondige volk was onder gewees. Moses was bereid om homself oor te gee. En dan uiteindelik het die wet, en daarmee bedoel ek nou Genesis tot Deuteronomium, die wetboeke en die profete waarvan Moses en Elia verteenwoordig is, soos ons reeds vir mekaar gesê het dan uiteindelik vir ons geleer dat uiteindelik ons nie op die berg kan staan nie. Ons sien dit, want Moses sê, of God sê vir Moses, waarsku die volk dat hulle nie op die berg kan kom nie. Elia, nadat hy oorwin het en kosmiese bergtop oomblik gehad het, dan wil hy sy eie lewe neem. So hy wys ook vir ons, hy is eintlik nie waardig om op die berg te staan nie, en so ook het Dawid dit vir ons bewys en almal na dit. So wat dan verder belangrik is dat ons moet sien dat daar is tog bergtop oomblikke wat vir God behaag, en dit is daai oomblikke wanneer ons onsself totaal en al oor wil gee, of bereid is om onsself oor te gee, maar ons val dan elke keer daarna, en dis dan die belangrike ding waarmee ek wil afsluit vanmôre, is uiteindelik dat omdat ons elke keer weer val, daarom kan ons nie self nie, daarom stuur God dan sy verteenwoordiger, en dit is die Messias, dit is Jesus Christus, om in ons plek af te kom, mens te kom word, net soos ons, en dan die kosmiese berg op te klim, want ja, hy doen dit suksesvol, en dan van daar af te regeer as die verteenwoordiger tussen God, as die volmaakte middelaar tussen God en die mens. So hy kan op God se berg staan, want hy is self God, net soos wat Jesus die enigste een is wat vir mense se sondes aan die kruis te kon kom sterf, omdat hy 100% mens is, en net 'n mens vir mense se sonde kan sterf en betaal, maar ook die enigste een is wat vir alle mense van alle tye se sondes God se toorn en straf kon verdra, omdat hy self ook God is. So is hy ons volmaakte middelaar, wat uiteindelik op die berg ons verteenwoordig, en wat dit vir ons moontlik maak, om dan ook voor God uiteindelik te kan staan. Maar omdat hy afgestuur word, dis die ander gedagte waarmee ek uiteindelik wil eindig, omdat hy afgestuur word, kan uiteindelik ons geseën word. Want wat gebeur, het ons gesien by Moses. Moses is op Sinaï, en God en Moses is daar in ontmoeting met mekaar, maar dan kom God se teenwoordigheid af in die tabernakel in. Ons het later gesien by Dawid en dan by Salomo waar die tempel gebou word, dan kom God se teenwoordigheid in die tempel in. En net so ook, dis omdat Jesus afgekom het na die aarde toe, omdat hy vanaf die heilige Sionsberg, die kosmiese berg, regeer, en omdat hy inderdaad ook self die berg is, dat uiteindelik sy seun, wil ek amper wil sê, af kan kom na ons toe. Ons kan dit in 'n sekere sin ontvang, omdat ons besig is om te klim. Ons mag nou op die berg klim, omdat hy dit vir ons moontlik maak om die berg te klim. En daarom word ons geseën met alles, met goedheid, met guns, met liefde, met genade, met wysheid. En uiteindelik, omdat ons daardie seën kan ontvang, net soos wat God se teenwoordigheid in die tabernakel was, net soos wat God se teenwoordigheid uiteindelik in die tempel was. So wil ek amper sê, omdat Jesus oorwin het, sy teenwoordigheid weer deur die Heilige Gees, maar nou is die nuwe tempels ons harte, en daarom kom die seën ook na ons toe, en kan hy ons ook gebruik om uiteindelik 'n seën te wees, terug na Genesis 12 toe, soos wat God vir Abraham beloof het, jy sal 'n seën wees, of ek wil jou gebruik om 'n seën te wees vir al die geslagte van die aarde. En dis die goeie stryd wat ons moet stryd. Dis hoekom ons moet bly bergklim. Dis hoekom ons nie moet opgee nie, maar ons moet ook weet, Jesus is ons seën. Hy maak dit vir ons moontlik om 'n seën te wees, en wanneer ons dit alles besef, dan wil ons ook 'n seën wees. En hoe is ons 'n seën? Deur dit wat hy vir ons geleer het, te kom uitleef, deur so sy disippels in sy voetspore te volg, en deur goeie werke te doen uit dankbaarheid uit, om so mense uiteindelik te laat sien, dat ons die vrugte dra, van die boom wat by die waterstrome geplant is,
dat ons uiteindelik goeie vrugte dra, en dat hulle dan ook van daardie vrugte sal wil pluk en daarvan sal wil eet, en dan ook God se kinders word. En dit is uiteindelik die ding, omdat die Messias volmaak regeer binne sy volmaakte verlossingsplan vanaf die berg, en hy is ook self die berg, daarom seën hy ons, en daarom kan ons ook 'n seën wees, en ek wil afsluit deur te sê, daarom behoort ons begeerte te wees om te sê, ons wil ook seën aan die Here bring deur ons lewens, deur 'n lewe te leef wat die lof en die eer en die heerlikheid aan hom bring, omdat ons besef dat dit hom toekom tot in alle ewigheid. Amen. Kom ons sit weer net so, dan bid ons saam. Ons almagtige God, Hemelse Vader, Here, ons dankie en ons loof en prys U dat U vir Jesus Christus gestuur het om mens te kom word op aarde. Hy wat van die hemele af, die groot kosmiese berg, neergedaal het tot aan die voet, aan die begin van die berg hier op aarde, daar waar sonde en boosheid is. Maar Here, hy wat vir ons die volmaakte voorbeeld was, wat vir ons die berg weer uitgeklim het, om op sy troon op die heilige berg uiteindelik sy plek as koning en heerser en regeerder van die wêreld vir alle tye weer in te neem. Here, ons dankie dat ten spyte daarvan, dat ons swak, nietig en sondig is, dat ons elke dag maar ook weer val in die sonde, val voor hierdie toets van die berg wat U voor ons lê. Dat ons elke dag in 'n sekere sin die toets maar weer dop. Maar Here, dat U vir ons seën deur Jesus Christus, hy wat die volmaakte middelaar is, dat U vir ons dit moontlik maak om op te staan uit die sonde uit, omdat ons weet, U het vir ons die sonde oorwin aan die kruis, omdat ons weet ons sondes is vergewe deur die kosbare bloed van Jesus Christus wat vir ons aan die kruis gevloei het, omdat ons weet dat ons duur gekoop is, en omdat ons weet dat U ook vir ons op die 3de dag uit die dood uit opgestaan het, en omdat ons weet daarom is ons in en deur U dan ook oorwinnaars op pad na die ewige lewe toe. Here, daarom vra ons dat ten spyte van ons swakheid, ons nietigheid en ons sondigheid, dat U ook vir ons sal lei en sal rig op ons tog op met die kosmiese berg, dat ons nader en nader aan U sal kom, elke dag meer en meer sal groei in U, dat ons ook, omdat ons besig is om berg te klim, sterker en sterker sal word vir U, meer en meer duidelikheid en helderheid in ons lewens sal ontvang, en dit ook in ons lewens, in ons bergklim tog op, sal uitleef, om daardeur die lof en die eer en die heerlikheid wat U toekom, dan ook aan U te bring. Maar Here, ons weet, ons is nie op ons eie daartoe in staat nie, en daarom smeek ons dit deur U krag en deur U genade. Here, lei vir ons deur die res van hierdie week, behoed en bewaar ons, seën ons. Here, gee dat ons U nabyheid ook in alles sal beleef en sal besef, en dat ons strewe en ons uitkyk en ons grootste begeerte sal wees om U werklik in alles wat ons doen te loof en te prys en te dank en te eer. Here, wees saam met elkeen wat siek is, elkeen wat beserings het, maak vir ons gesond, bring vir ons genesing. Here, seën vir ons, behoed en bewaar ons, en gee dat ons nie sal ophou klim nie, dat ons sal kyk na ons koning wat bo op sy troon sit, en dat ons sal bly klim, totdat ons uiteindelik bo by hom uitkom deur U krag en deur U genade. Al hierdie dinge vra ons en bid ons nie omdat ons dit verdien nie, maar alleen as dit U wil is, in U groot en heilige naam, in die naam van Jesus Christus. Amen.